Standing just a moment for Staan net 'n a word of oomblik prayer. vir 'n woord van gebed. Shall we bow our heads? Sal ons hoofde buig. O Lord, we are grateful to Thee for another O Here, visit ons to is the dankbaar Angelus teenoor U vir nog 'n besoek aan die where there Angelus has been Tempel, many souls waar daar saved baie in the siele days gered is gone in die by. vergange dae. And we expect if Jesus tarries that there will be many more saved. En ons verwag as Jesus vertoef dat daar nog baie gered sal For word. those who are making Ons sien their way elke aand uit na to diegene Calvary to wat hulle come weg na Golgotha this maak way. om hier na toe te kom. We thank Ons dank Thee U for vir all alles that wat has daar been die done, einste that ding gedoen very het, thing. en bid dat U hulle Pray sal that you'll seën. bless them. En hou, U het You gesê said U you'd sou keep hom him in in perfect volmaakte peace vrede hou, whose mind wie se was stayed gedagtes upon op U Thee. gevestig is. Now we pray that you'll heal the Nou sick bid ons tonight dat as U we're die going sieke to sal pray for genees them. vanaand soos ons May Thy vir hulle gaan Spirit bid. be up Mag U on Gees op them hulle to wees give om hulle them moed courage and en faith. geloof te gee. And as we read the words tonight and teach from Thy Word, En soos may ons die it woorde give lees faith vanaand to the en leer listener. uit U woord, And may mag the dit geloof seeds gee aan fall die in luisteraar good ground and en bring mag die forth sade val in goeie 100-fold. grond en 100voudig For we ask voortbring. it in Jesus' Want ons vra name. dit in Jesus Amen. naam. Amen. May be seated. Julle mag maar sit. I want to say that I appreciate Ek wil sê dat ek daardie klein koor waardeer wat gesing het, net voor ek ingekom het, soos ek ook met al die sang. I believe they're up to my left. As Alma rode over, I was listening to them, and it Ek dink hulle is bo aan my linkerkant. stirring. Ek was op my pad soontoe en ek het na hulle geluister en dit was regtig roerend. Very much. Ek waardeer hulle regtig baie. Mag die Here daardie kinders seën. I've just come in from the Ek het pas ingekom van die Pisgah kerk af of ek dink dis miskien 'n huis. Dis oorkant iewers, ek weet nie. Ek kan nie aan al hierdie name hier dink nie, maar ons het 'n wonderlike tyd gehad daar oorkant vanmiddag. En toe ek vertrek het die altaar net volgepak gelê met berouvolle mense wat na die Here Jesus toe gekom het. En ek het gepreek oor die spoedige verskyning van die Here en die toestande waarin ons behoort te wees. Die toestand waarin sy kerk behoort te wees om reg te wees vir sy koms. En die Here het ons geseën. Nou, moenie Saterdagoggend die Christen sakemanne se ontbyt vergeet nie. En as jy nie daar is nie, skakel in. Ons het 'n uitsending. Dis baie besig met tye en oproepe wat van oral oor die see kom, vanaf die verskillende dele van die wêreld, soos julle weet hoe dit is. Ek dink vanmôre by die plek waar ek bly, was daar 22 oproepe voor 10:00 van buite af. Soveel van hulle is vir dienste, maar soos julle weet, die tyd is opgeneem en dit sal volgende lente wees voor ek nog enige tyd oop het. En so ons net wens dat ek in elke plek kon wees, maar ons kan dit nie doen nie. En God het ander dienaars oral wat net gemaak is vir daardie plekke. Iemand sou 'n tyd gelede vir my 'n groot offerande gee. Hy het gesê dit was 'n tiende. Maar dit was te veel vir my en ek het vir hom gesê ek sal nie so 'n offerande aanvaar nie. Hy het gesê, "Maar broer Branham, ek moet dit vir jou gee," gesê dis tiendes. Ek het gesê, "Wel nou as dit tiendes is, gaan dit na God se kerk toe." Hy het gesê, "Dis reg." En ek het gesê, "Wel as die Here jou daardie tiendes gegee het, het hy mense iewers om dit voor te gee. Hulle is almal buite op die veld oral." Wanneer ek weet van sendelinge wat op die veld preek sonder skoene 2 maaltye per week, kan ek self sonder iets klaarkom. Dink ons kan dit almal doen om daardie arme broers te help wat stry vir die saak van Christus. Nou ons het 'n paar wonderlike getuienisse wat inkom terwyl ek daar by die kerk was vanmiddag. Ek reken ons het omtrent gehad ingeskakel 30 of 40 besoeke vir gebede en getuienis wat ingekom het. En hulle het briewe gehad van oorsee waar ons in Jamaica was en verskillende plekke hoe die Here genees. Nou vriende,
Ons almal weet dit, I am not a dat ek healer. nie 'n geneeser is I nie. cannot heal Ek kan no niemand one. genees nie en ek glo nie skriftuurlik dat daar enige mens is wat dit kan doen nie. I just don't believe it. The only thing I Ek pray glo for dit the net sick, nie. and Die the enigste Lord ding, answered ek bid prayer vir for die me lots siekes of en die times. Here het baie keer That's just gebed about all vir I my know about beantwoord. it. En dis net omtrent just al wat pray ek daarvan and weet. Ek the bid Lord net answers en die Here prayer. antwoord gebed. And it's, En dis I'm ek so thankful dankbaar for vir wat He ek has gedoen het done. en die wete dat ek Knowing self that I've had siekte sickness gehad het. myself En and baie much of daarvan en om te weet to wanneer die know Here when the Jesus Lord afkom en my Jesus comes genees, down and heals hoe ek me, dit how I waardeer. appreciate it. Ek weet dit I word know it's waardeer appreciated deur by sy His kinders suffering wat children ly when wanneer hy He'll answer gebed prayer. sal beantwoord. And that's all we know to do. En dis al wat ons weet om te doen is om vir die siekes te bid, want For we ons cannot kan nie heal. genees nie. To Volgens my my way of manier looking om at it, daarna that's te kyk something is dit that's iets already wat been alreeds done. gedoen is. Well, it's just like your salvation. It was Wel, dis purchased net for you at soos jou Calvary. verlossing. Dit is vir jou gekoop op Golgotha. Al die sondes van die wêreld, alle sondes is vergewe toe Jesus daardie hoogste offer op Golgotha gemaak het, toe hy gesterf het vir die sondes van die wêreld. All sins were forgiven. Now, you just have to accept your pardoning. Alle sondes is vergewe, nou moet jy net jou vergifnis aanvaar. Dis jou persoonlike geloof in die voltooide werk van die Here Jesus se algenoegsame offer op Golgotha vir jou. Daarom het die Skrif gesê, terwille van ons oortredinge is hy deurboor, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, dis verlede tyd. En as ek iemand se sondes kon vergewe, nou as jy teen my sondig, kan ek jou vergewe. Maar as jy teen God sondig, is dit jou alreeds vergewe, as jy dit sal aanvaar. Maar nou vir genesing, dis net God se genade dat hy deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Nou eers sê die woord so, dit behoort genoeg te wees. Maar as jy dit nie in die woord glo nie, dan is daar gawes in die kerk, soos manne wat geïnspireerd is om te weet hoe om dit te onderrig, wat dit so duidelik sal maak vir julle. Dis en geloof om te glo, gebed vir die siekes net soos vir die sondaar. En dan is daar ander gawes in die kerk soos profesie en verskillende gawes. Now there's 5 offices of the church. Nou daar's 5 ampte van die kerk, sendelinge of apostels albei dieselfde, profete, leraars, pastore en evangeliste. God plaas hulle in die kerk en hulle moet almal die kerk stig. Nou ek het elke aand gepreek vir omtrent hierdie is die tweede week en gisteraan het ek aangekondig dat ons vanaand die posisie sou verander. Nou ons het gebedskaartjies uitgegee, die siekes hier opgeroep, deur die ry gegaan en die Heilige Gees wat elke geval aand na aand openbaar. Hulle uit rolstoele uitroep, uit draagbare en beddens, dan nie enige gebedskaartjies uitgee nie, hulle reguit uit die gehoor uitroep, sonder gebedskaartjies. Hulle alles vertel van wie hulle was, selfs gepraat in ander tale en buitelanders, vertel wie hulle was en waar hulle vandaan gekom het, alles van hulle toestande. Dit alles het nooit enige van hulle genees nie. Dit was hulle geloof in die teenwoordigheid van Christus, dis hulle geloof om te aanvaar wat Christus gedoen het. Toe het ons dit duidelik probeer maak dat ons allerhande soorte herlewings gehad het. Dit vind ons in die skrif om die laaste teken te wees wat die kerk ooit ontvang volgens die skrif sien. Ons het genesingsveldtogte gehad en ons het allerhande soorte groot dinge gehad, maar dis altyd die laaste teken. Nou met die afsluiting op Saterdag aand of Vrydag aand van my 3 aand onderwerp van lering Abraham, sal julle uit van daardie teken is vir Sodom en Gomorra gegee net 'n paar uur voor dit gebrand het. Dit is aan die Jode gegee net voor die evangelie van die Jode na die heidene gedraai het. Dit is aan die Samaritane gegee, maar nooit aan die heidene nie. En Christus wat beloof het dat dit vir die heidene sou wees aan die eindtyd. Met so 'n straf daarvoor vir een woord daarteen sou nooit vergewe word in hierdie wêreld of die wêreld wat sal kom nie. Dit sou die laster van die Heilige Gees wees. Nou vanaand wil ek graag 'n stukkie lees uit die boek van Romeine, net vir 'n agtergrond, Romeine, die 4de hoofstuk en die 17de vers.
As it is written, I have Soos made geskrywe thee a is, father ek het jou 'n of vader van many baie nations nasies gemaak, before voor die him, aangesig van God, who wie believed, geglo het, even en God, wat die dode who quickens lewend the maak. dead and calleth those things which be not as though En die dinge wat nie they bestaan nie, were. roep asof hulle bestaan. Might Kan read die the volgende next verse. vers lees. Who against hope believed in hope, that he might become the father Hy of wat many teen hoop nations, op hoop geglo het, according dat hy vader sou word van that baie which volke, is said of volgens thy wat seed, gesê so is shall van it jou be. saad, so sal dit wees. Now, what I was thinking of, that it's Nou waaraan ek gedink het, dat dis, ek het dit gekies vir 3 aande, nie vir preek nie, maar lering. so that the church would get a hold of the scriptures and the Sodat die kerk promises. die skrifte en die beloftes kan aangryp. For after all the great things that the Lord has Want done, na al die I groot still dinge see wat die Here 3 gedoen het, wheelchairs sitting here. sien ek steeds 3 rolstoele hier sit en 2 beddens. I don't know, this might be some of their first nights. I Nou ek don't weet nie know. hierdie mag van hulle eerste aande wees. It shouldn't Ek weet be nie, that way. maar dit behoort nie so te They wees should be nie. well. Hulle behoort gesond te wees. There's Daar no is geen reason rede why waarom that een one persoon person uit 'n can come rolstoel from a kan kom wheelchair en die and the ander other one een sit daar there. sit nie. Dis nie That soos ain't like ons our hemelse Heavenly Vader Father to om do sulke such dinge things. te doen nie. Dit is nie reg dat daardie vrou vir ons daardie brief kon skryf, van daardie groot kankers wat buite aan haar sy gehang het en binne 6 of 8 uur was hulle weg. En 'n beroemde dokter hier in die stad het gesê hy het nog nooit so iets in sy lewe gesien nie. Dit is nie regverdig dat julle kinders siek sou wees nie. En klein Rikkie hier buite Los Angeles se grootste kankergeval opgegee deur al die goeie dokters. En hulle hom hier na die platform toe gebring het, normaal en gesond nie. Daar's geen rede waarom ons nie almal genees kan word nie. Want Jesus het daardie prys betaal dat ons almal genees kan word. So wat, ek het hierdie 3 aande geneem om soort van my tyd te neem en hierdie skrifte te verduidelik, dat julle die skrif mag aangryp, sodat julle nie sal sien dat dit enigsins is wat die mens kan doen nie. Dis iets wat God vir jou doen wanneer jy glo wat hy vir jou gedoen het, wanneer jy aanvaar wat hy gedoen het. Nou, rede waarom ek Abraham gekies het, omdat die belofte aan Abraham gemaak is, ons weet dit almal. God het verbonde gemaak met die mens en die mens verbreek altyd sy verbond met God. So in die geval van Abraham het God die verbond met homself en Abraham onvoorwaardelik gemaak. Julle weet, hy het vir Abraham gesê in die Adam verbond, as julle nie dit sal doen nie en as julle dat sal doen. Adam het reguit omgedraai en dit verbreek. Maar in Abraham was dit nie as jy enigiets doen nie, dis ek het gedoen. Dis al reeds verlede tyd. Abraham het niks daarmee te doen gehad nie, dit was God wat dit gedoen het. En nou wil ek hê julle moet hierdie 3 aande oplet soos ons deurgaan. Dit was nie net aan Abraham nie, maar dit was aan Abraham se saad, Abraham se kinders. Die verbond is gemaak met Abraham en sy kinders. Wel sê julle dit sou Jode wees. Nee, ons wat in Christus is, ons neem Abraham se saad aan en is erfgename saam met hom volgens die belofte. Ons is Abraham se saad as ons dood is in Christus, word ons Abraham se sade en is erfgenaam volgens die belofte. Daarom dat elke persoon wat wedergebore is uit die Heilige Gees waarlik gebore, nie net gedink het hulle is gebore nie, nie deur een of ander emosie gegaan het nie, nie deur een of ander sensasie gegaan het nie, maar waarlik gebore was. Hulle kan al die emosie, sensasie daarmee saam gehad het, maar jy kan die sensasie en emosie gehad het en nie gebore wees nie. Maar hulle wat gebore is uit die Gees van God, is Abraham se saad, nie sade nie, maar saad, die beloofde saad. Want dis deur Christus wat die seun van Abraham was. En as julle dit kan begryp, dan as ons Abraham se saad is, moet ons die geloof van Abraham hê.
he was like God that he En die Bybel het gesê hy was soos God, dat hy daardie dinge wat nie was nie, genoem het asof hulle was, omdat God so gesê het. Now I want you to notice to begin with. Now we'll just Nou ek wil hê julle moet oplet van die begin af. Nou ons sal net die hoogtepunte moet neem, want ons het omtrent 8 of 10 hoofstukke hier vir 3 aande, net om vlugtig oor te gaan. But listen close and try to Maar luister the goed Holy Spirit. en probeer die Heilige Gees begryp. Nou as jy in Christus is jy Abraham se saad, gevolg van die belofte van Isak, en deur Isak het Christus gekom. Deur Christus is alle nasies, Abraham die vader van al die nasies gemaak. En dan as jy in Christus is, word jy Abraham se saad en is jy erfgename saam met Abraham. En die belofte is aan Abraham gemaak, nie omdat hy 'n groot man was, of nie omdat hy 'n godsdienstige man was nie. Maar dit was deur God se voorkennis, deur uitverkiesing dat hy Abraham gekies het. God het jou gekies, jy het nooit vir God gekies nie, God het jou gekies. Jesus het gesê, niemand kan na my toe kom as my Vader hom nie eers trek nie. Soveel mense sê, ek het na God gesoek, ek het na God gesoek. Dis 'n fout. Jy soek nie na God nie, God soek na jou. Die mens moet bewys wat hy was in die tuin van Eden, toe hy weggehardloop het van God af. In plaas van om God te vind om sy fout te bely, het hy God die hele tyd verlaat, weggekruip, vir homself vyeeblaar voorskote gemaak en in die bosse weggekruip. Dis net soos die mens vanaand is. In plaas van om te bely, julle is verkeerd, selfs 'n klomp van julle kerklidmate, in plaas van reguit uit te kom en te sê, nee, ek het nie die geloof nie, ek het 'n nader wandel met God nodig. Sê julle, ek behoort aan so en so kerk, ek is baptis, ek is pinkster, ek is presbyteriaans. Dit beteken nie een ding nie. Jy moet 'n kind van God wees deur 'n nuwe geboorte, deur Jesus Christus. En dan, wanneer jy is, het jy die geloof wat Vader Abraham gehad het. En Abraham het enigiets teenstrydig met God se belofte genoem, asof dit nie was nie. Hoe is dit? As God 'n belofte maak, het Abraham gesê enigiets teenstrydig daarmee is 'n leuen, ek glo dit nie. En dan sê ons is Abraham se saad en betwyfel enigiets wat God gesê het. Glo nie in wonderwerke nie, glo nie in goddelike genesing nie, glo nie in die gawes van die Gees nie, sê dan ons is Abraham se saad. Ek wil dit nogal sterk maak. Ek probeer nie mense bestraf nie, maar ek julle, wanneer jy 'n spyker in 'n plank inkap, moet jy dit omklink as dit moet hou. Jy moet die ding laat hou, want die uur is hier waar jy reg of verkeerd moet wees. En ons kan 'n uitstorting hier hê in Angelus Tempel hier die volgende aande wat kom, wat herlewing reg oor hierdie land sal laat begin. Maar ons kan dit nie doen op 'n halfpad opgewerkte emosionele geloof nie. Dit moet iets egs wees. Ek dink dit was Abraham Lincoln wat een keer gesê het, jy kan sommige van die mense partymaal mislei, maar nie al die mense die hele tyd nie. En jou emosies bewys en jou aksies bewys wat jy is en wat jy glo. In die Bybel het Jakobus Abraham geregverdig deur wat hy gedoen het. Paulus het hom geregverdig deur geloof. Maar Paulus het gepraat van wat God gesien het en Jakobus het gepraat van wat die mens gesien het. Maar die manier wat jy optree bewys wat jy glo. As jy sê jy glo God, tree dan so op, laat dit oorgaan tot emosie. Staan op en begin dit doen. Dis baie rof, is dit nie? Maar dis die waarheid. Jou dade bewys wat jy is, soos my vrou altyd gesê het. Dade spreek harder as woorde. Jy kan heel nag op en af spring en skree en daar murmureer teen een van God se beloftes. Dit bewys wat jy glo.
promise of God and Abraham's seed. Nou Abraham se belofte van God en Abraham se saad. Dit was alles aan. Die belofte is net soveel aan die saad as wat dit aan Abraham onvoorwaardelik gegee was. Oh, I love that. That's got a little Calvinistic. O, ek hou daarvan. Dit het 'n klein Calvinistiese kantjie daaraan, maar kyk, ek glo in Calvinisme solank dit in die Bybel bly. Maar wanneer hy uit die Bybel uitkom, dan glo ek nie daarin nie. Onthou, die belofte was Abraham solank hulle in hulle land gebly het, was die belofte onvoorwaardelik aan hulle, maar toe hulle uit die land uitgegaan het, was die belofte nie meer nie. Die belofte is aan julle solank julle in julle verbond bly by Christus. Maar gaan jy daaruit, is julle, dit hang van julle af. Maar solank as wat julle daarin bly, sal God julle hou. Nou, as 'n baptis of wat, ek's nog steeds 'n baptis solank baptis in die Bybel is. Maar ek glo in ewige sekuriteit solank Christus jou sekuriteit is. Ek glo hierdie gebou is gemaak om jou uit die reën uit te hou. Solank ek in die gebou is ek beskerm teen die reën. Maar wanneer ek opsetlik uitstap, is ek op my eie. En solank jy in Christus is Christus jou sekuriteit. Maar as jy wil uitgaan in die wêreld, is jy afvallig. Dis 'n groot woord vir 'n baptis om te sê, is dit nie? Maar ek glo beslis jy kan afvallig raak. Ons weet dit. Maar die kinders van Abraham het die belofte. Nou kyk, Abraham was net 'n gewone man, net miskien uit 'n familie van afgoderry gekom. Want hulle het afgekom van Babylon af die land van Siniar, waar hulle allerlei soorte verskillende goed en wortels en soorts aanbid en allerlei soorte ismes gehad het. Daardie geeste van destyds in Genesis lewe steeds vandag, dis wat hierdie sektes en soorts maak. As jy sal teruggaan in Genesis, as enige iemand ooit Hislop se 2 Babylons gelees het, of van die antieke historiese, sal julle die aard van 'n klomp van hierdie sektes vandag sien wat daar in die land is. Die aard van hulle is ver terug in die begin in Genesis. And the nature of God is still moving on today. Just like the false things and the right things. En die aard van God beweeg vandag steeds voort, net soos die vals goed en die regte goed. Hou die aard daarvan dop. Nou as jy die aard van die gees van God is wat op Abraham was, dan glo jy God se beloftes, en as jy nie daardie gees op jou het nie, dan sal jy God bevraagteken. Maar Abraham het nie eens gelet op sy eie liggaam wat al reeds verstorwe was, of die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. Hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar was sterk, het God geprys. En as jy Abraham se saad is, dink jy op dieselfde manier, dieselfde soort van jy's die geaardheid van jou vader. Nou kyk, toe Abraham net, kom ons neem sy lewe vir 'n paar oomblikke, hier kom hy, hy's net 'n gewone man. Hy het in die stad Ur gewoon, die land van onder die Kaldeërs in, en net 'n gewone man. En maar God het deur voorkennis Abraham se hart geken, dis waarom hy vir Abraham geroep het. As jy 'n Christen is dit hoekom hy jou geroep het. Hy het jou vooraf geken, die skrif sê so. Efesiërs 1:1 en 5. God het ons geken en ons verordeneer voor die grondlegging van die wêreld. Hy het elke gees geken, hy is oneindig, hy het geweet wie sou en wie sou nie. En as hy jou geroep het en jy weet hy het jou geroep, waarom die duiwel jou laat rondstoot? Dis al wat jou keer om volmaakte oorwinning te hê. Dis wat fout is met die kerk vanaand. Hulle is geroep deur God, ek glo hulle is, maar die duiwel maak net 'n marionet van hulle om hulle rond te stoot van plek tot plek. Weerstaan hom en konfronteer hom met die skrif. Jesus het die oplossing gegee vir die swakste Christen om die duiwel te verslaan. Toe die duiwel hom ontmoet het, wel, hy was God. God was in Christus om die wêreld met homself te versoen. En hy het al die kragte van God gehad wat in hom was. In hom het die volheid van die Godheid liggaamlik gewoon. Wanneer mense vandag probeer wegkom daarvan, hulle het so 'n punt bereik vandag dat hulle Christus net 'n filosoof of een of ander soort profeet probeer maak.
Hy was meer as 'n profeet, en as hy net 'n profeet was, is ons in sonde. Hy was of God of die grootste bedrieger wat die wêreld ooit gehad het. Hy's God. 'n Vrou het vir my gesê nie lank gelede, en sy het gesê, "Broer Branham, ek hou daarvan om jou te hoor praat, maar jy maak vir Jesus goddelik." Ek het gesê, hy was goddelik. Sy het gesê, ek sal dit met jou eie Bybel bewys dat hy nie goddelik was nie. Ek het gesê, ek wil sien dat jy dit doen. Sy het gesê, Johannes die 11de hoofstuk, toe hy na Lazarus se graf toe gegaan het, in die Bybel gesê, hy het geween. Hy kon nie goddelik wees en ween nie. Ek het gesê, jou argument is dunner as die sop wat gemaak is van 'n skaduwee van 'n hoender wat dood is van die honger. Ek het gesê, jy weet beter as dit. Ek het gesê, hy was 'n man toe hy afgegaan het dat die graf van Lazarus geween het, maar toe hy daar die klein swak liggaampie van hom bymekaar gemaak en gesê het, Lazarus kom uit, en 'n man wat al 4 dae dood was op sy voete gestaan het, was dit meer as 'n man. Hy was 'n man toe hy van die berg afgekom het daardie aand honger, iets wou hê om te eet. Hy was 'n man honger, maar toe hy die 5 broodjies en 2 visse geneem en 5000 gevoed het, dit was meer as 'n man, dit was God in die man. Toe hy op daardie kussing agterin daardie boot gelê het die nag, toe 10.000 duiwels van die see gesweer het, hulle sou hom verdrink. Ou bootjie wat rondgeslinger soos 'n bottelprop daar buite. En elke vlaag van wind het die duiwel gesê, ek sal hom op die volgende duining kry. Hy was 'n man wat daar lê en slaap het, maar toe hy opgestaan het en sy voet op die rand van die boot gesit, opgekyk en gesê het, swyg weer stil, en die winde en die golwe hom gehoorsaam het, was dit meer as 'n man. Was God wat in sy seun gespreek het. God was in Christus om die wêreld met homself te versoen. Dis waar. Hy het bewys aan die kruis toe hy daar om hulp geroep het. Was hy 'n man, maar op Paasoggend toe hy die seels gebreek en die duiwel dood, hel en die graf oorwin het en weer opgestaan het hy bewys hy was God. Geen wonder die digter het gesê nie. Lewend het my liefgehad, sterwend het hy my gered. Begrawe het hy my sondes ver weggedra. Opgestaan het hy vrylik, regverdig vir ewig. Eendag kom hy, o glorieryke dag. God was in Christus om die wêreld met homself te versoen. God het Abraham geroep, net omdat hy 'n man was wat hy kon vertrou, en hy het hom geglo, en vertrou aan hom gestel, en hy het vir hom gesê, hom geroep op die ouderdom van 75, en hy was getroud met sy halfsuster Sarah, en sy was 65, daar was 10 jaar verskil in die ouderdom, en God het vir Abraham gesê dat hy hom 'n vader van nasies sou maak. Hy het saam met sy vrou gelewe van dat sy omtrent 18 jaar oud was, en hier is sy 65 en hy 75. Omtrent 20 jaar verby menopause, en hy het gesê, ek gaan jou 'n vader van nasies maak. Hoe gaan hy dit doen? Wat kan gebeur? Maar Abraham het nooit daarin getwyfel nie. Hy het net God geglo. Let op, ek kan die ou paartjies sien. Kon uitgaan gereed maak, Abraham wat dorp toe gaan en die spelde en die voeloogie materiaal koop en al die kosies wat gemaak word en alles gereed gemaak daarvoor. Dan noem julle julleself Abraham se kinders, sit agteroor, ek sal die volgende gebedsry probeer. Die volgende kerel wat deur die dorp kom en goddelike genesing preek, ek sal kyk of ek in sy ry kan kom. Dis nie kinders van Abraham nie. Abraham se kinders glo God se belofte en staan daarop. Het op wat jy dink julle ou paartjie dit hieronder gebeur het, Los Angeles as 'n ou man 75 jaar oud, krom in sy rug, 'n vrou 65 jaar oud, na die dokter toe sou gaan en sê, dokter, ons wil reëlings tref vir die hospitaal, ons gaan 'n baba kry. Weet julle wat sou gebeur? Hulle sou sê, hou die arme ou kerel dop, hy soort van sy koppe. En almal wat God vrugtig lewe in Christus Jesus, hulle sal dieselfde ding van julle sê as kanker jou het of een of ander siekte, en jy sê, God is my geneeser. Dis egter Abraham se kinders, hulle staan op God se belofte. God het so gesê, dis die einde daarvan. Wel, jy's te oud, jou vrou is 20 jaar verby menopause, man. Ek gee nie om of sy al 100 jaar verby menopause is nie, ons gaan die baba kry. Hoe weet jy? God het so gesê, dis die einde daarvan. God het so gesê.
Maak nie saak hoe belaglik dit klink nie, as God so gesê het, goed. God maak dit belaglik. Alle geloof is belaglik vir die ongelowige. Geloof is net 'n werklikheid vir God en die een wat dit het. Ongeloof stop God nie, dit hinder nie God se planne nie, dit hinder nie God se woord nie, dit skaad dit nie, dit ruïneer hulle nie, dit ruïneer net die een in ongeloof, dit ruïneer net die ongelowige, nie God nie. God se belofte sal net presies so vervul word. Jy breek net jou kop om daarvan te probeer wegkom. Dit stop God nie, beslis nie. Sy belofte is gemaak, sy woord is daar, al die ongeloof wat jy bymekaar kan skraap, sal dit nie stop nie. Neem jou ongeloof en keer dat die son opkom, probeer keer dat reën val met die ongeloof. God sal dit doen in elke geval, want dis in God se plan. Dis God se program en hy sal elke siek persoon genees wat sy woord daarvoor sal neem. Dis sy program. Hy het so gesê, ek is die Here wat al jou krankhede genees. Nou Abraham wat 75 jaar oud was, na hierdie belofte gemaak is, gelewe het saam met sy vrou vir al hierdie jare, van dit sy omtrent 17 of 18 jaar oud was. Want sy was sy halfsuster en hulle was al hierdie jare getroud en ek kan hulle sien na die eerste maand. Hy sê, hoe voel jy, Sarah? Geen verskil nie. Prys God, ons gaan dit in elk geval kry. Baba is op pad. In elk geval. Tweede maand het verbygegaan. Hoe voel jy, Sarah? Geen verskil nie. Halleluja, ons gaan dit in elk geval kry. Hoekom? God het so gesê. Dis die einde daarvan. Die eerste jare het verbygegaan. Wat daarvan, Sarah? Geen verskil nie. Wel, glorie, ons sal dit in elk geval kry. Nou, as ons nie genees word die heel eerste oomblik wat God iemand vir ons bid, ons die belofte neem nie. Wel, jy weet, ek weet nie of ek in goddelike genesing glo of nie. Jy is 'n swak plaasvervanger vir Abraham se kinders. Dis reg, Abraham se saad. As jy in Christus is jy Abraham se saad en glo jy elke belofte wat God gemaak het as die waarheid. Abraham se saad. 10 jaar het verbygegaan. Hoe voel jy, Sarah? Geen verskil nie. Glorie, dit gaan groter as ooit wees. Jy is 10 jaar ouer, langer het dit getal met hoe groter sou die wonderwerk wees. Prys die Here, het hy gesê, ons gaan dit in elk geval kry. Hou net die skoentjies blink gevryf, hou al die spel en die roes van hulle af, want ons gaan hulle gebruik. God het so gesê. Wel, dis teen die natuur, dis teen al die etiek, dis teen die mediese wetenskap, dis teen alles, maar alles, dit is nie teen God se woord nie, want God het so gesê, dis al wat nodig is. Sê wel, Branham, ek was by Mayo's kliniek. Ek gee nie om na hoeveel klinieke jy was nie, as jy dit kan glo dat hierdie belofte aan jou is dit joune. Hoekom? God het so gesê, wie ook al wil, laat hom kom. Dis joune, jou belofte. As julle kinders van Abraham is, glo julle dit so. Ek dink wat die Pinksterwêreld vandag nodig het, is 'n altaar oproep. Dis waar. Kom na God toe en sê dit so. Maak nie saak enige verskil wat wetenskap sê en wat enigiets anders sê, as dit teenstrydig is met God se belofte nie. God sal sy belofte vervul. Hy het gesê hy sou dit doen. Abraham het alles begin gereed maak. Sekerlik, hou dit gereed, Sarah. Wel, skat, ons het 10 jaar gewag. Dit maak nie saak nie. 25 jaar. Hoeveel ander, Sarah, is daar enige verskil? Enige verskil nie. Sê is nou, oma. Wat nou daarvan? Geen verskil nie. Ja, halleluja, ons gaan dit in elk geval kry. God het so gesê. Dis die einde daarvan. God het so gesê. En ons is Abraham se kinders en kan nie glo vir 'n gewone maagpyn nie. En dis die waarheid en ons noem ons, verskoon daardie uitdrukking asseblief, maar ons, dis reg, vir 'n tandpyn. O, goddelike genesing is 'n ding wat verby is. O, ek weet God het dit beloof, maar hy weet, dis vir 'n ander dag. Dit is nie vir 'n ander dag nie. Solank God kinders het wanneer die koninkryk inkom, is die belofte aan wie ook al wil. Abraham was die vader van nasies. Heidene, Jood, Chinees, Japaneese, wat dit ook al mag wees. Wie ook al gebore is uit die gees van God is Godsin. En jy het ingekom deur die belofte, deur die verbond wat God en Abraham gemaak het, deur te beloof dat hy Christus sou stuur. En as jy in Christus is jy deel van daardie verbond en die beloftes. Hy sê ek's nie waardig nie. Abraham was ook nie. Niemand is waardig nie. Dis nie hoe waardig jy is nie. Dis wat God jou beloof het.
Ek is nie waardig om hier bo te staan nie, maar hy het my geroep om dit te doen. Jy is nie waardig om 'n Christen te wees nie, maar God het jou een gemaak. Hierdie tempel is nie waardig om op hierdie grond te staan nie, maar God het dit hier gesit. Dis reg. Dis nie wat jy is nie, dis wat hy is. Everybody's always looking at theirself. Well, you can't look at yourself and get anywhere. Almal kyk altyd na hulle self. Wel, jy kan nie na jouself kyk en ergens kom nie. Jy's gedaan van die begin af. Jy's 'n mislukking van die begin af. Daar's niks aan jou van die begin af nie. Dis wat God jou gemaak het, is wat jy is. Under the old covenant, what if a little mule would be born out in the Onder die ou pasture verbond, some wat is 'n muiltjie een aand buite in die weiveld gebore sou word, en wanneer daardie muiltjie gebore is, sou hy omdraai en sy mammie sou na hom kyk en sy ore sou druip. You know what a floppy Weet julle wat 'n mule is? druipoor muil is? Being a farmer, As 'n that boer is mule daardie would muil niks werd. En hy skeel sy knieë klap teen mekaar en sy stert steek reguit in die lug op. Wel, hy lyk na die verskriklikste gesig wat jy al ooit gesien het. That little fella could look around to his Daardie mom and kereltjie say, kan omkyk na sy "I won't mamma be en able sê, to live." "Wel, ek sal nie kan lewe nie, nee meneer. Want sodra die meester hier uitkom, sal hy my oor die kop slaan, want ek is niks werd nie." That's just about like every one of us. Dis net omtrent soos elkeen van ons, maar sy moeder goed onderrigting in die woord van God, sy sou sê, "Wag 'n bietjie skat, nee, jy is onder geboortereg gebore." When the man of the house comes out, he'll go Wanneer to die the man van die pasture, huis uitkom, sal hy na die weiveld gaan en die volmaakste lam soek wat hy het. Die hoëpriester sal jou nooit sien nie, hy sal die lam sien. He won't examine Hy sal you, jou he'll nie examine ondersoek the nie, lamb hy because sal die lam you are ondersoek, born want hy under is a onder 'n birthright. geboortereg The lamb gebore. has to die Die for lam you. moet vir jou sterf. Now you look at Jesus and find any fault in him. Nou kyk jy na Jesus en vind enige fout in hom. Moenie na jouself kyk nie, kyk na hom. Moenie kyk wie hy is nie, kyk wie hy is. Dan sal jy naby kom aan goddelike genesing. Ondersoek jou offerande as jy enige fout daarin kan vind. Wel, dis anders. Dan het jy reg om nie te glo nie, maar daar's geen fout in hom nie. God kyk nie na jou nie, hy het na die offer gekyk. There was a perfect one died for us faltering ones. Daar was 'n volmaakte een wat vir ons gebreklik gesterf het, ons wat misvorm is en onsedelik en lelik en alles. Maar hy het die volmaakte een geneem en hom deeglik ondersoek. Dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. He was a sacrifice. God accepted him. Hy was die offer, God het hom aanvaar, so ons sin is verby, al wat ons moet doen is wandel in genade. Wel, daardie muiltjie kon hy daardie hakke opskop en daardie knietjies teen mekaar kap en rinnik en reg oor die veld gaan, want hy's vry. Hy hoef nie te sterf nie, 'n lam het vir hom gesterf. He's perfectly safe. Hy is heeltemal veilig, hoef nie bang te wees om te sterf nie, die lam het vir hom gesterf You vir don't hom. have to fear about what Jy hoef you nie te are, vrees what he wat jy was. is nie, dis He wat was hy the was. one who died. Hy was die een wat vir jou gesterf het. And you find fault in him, then I'll tell you why. Vind jy dan fout in hom, dan sal ek vir jou sê hoekom jy nie genees kan word nie. Maar wanneer jy geen fout in jou offer vind nie, het God daardie offer aanvaar. En wanneer hy die offer aanvaar, aanvaar hy jou belydenis na die offer en word jy deel daarvan. Amen. I feel religious now. Ek voel nog godsdienstig, want ek weet, ek het nie 'n kans gehad van die begin af nie. Maar ek het nie na myself gekyk en ek het gekyk na die offerhande wat vir my geoffer is. It was perfect and God's already Was volmaak en God het alreeds aanvaar, so dan is ek nou reg. Wanneer ek sien wat hy gedoen het, wat hy is, dit is nie ek nie, dis hy. Dis nie jy nie, dis hy. Now, God said then, Abraham, Nou God het gesê, dan Abraham, om saam met my te wandel, moet jy jouself afsonder van die res van hulle. God demands a God total vereis 'n separation. algehele afsondering, maar julle wil baie van die wêreld saam met julle bring. Wanneer jy inkom en die Heilige Gees ontvang, sê jy, wel ek is geleer om hierdie te wees en ek het geleer die dae van wonderwerke is verby, jy het beter daardie ding agterlaat. Solank dit jou vashou sal wees soos Abraham wat vertrek het met Lot en sy vader, daar was baie probleme in die kamp. En God het Abraham nooit geseën totdat hy homself afgesonder en gedoen het wat God vir hom gesê het om te doen nie. En jy sal nooit die Heilige Gees in die volheid ontvang nie, jy sal nooit in die Gees van God wandel totdat jy jou dinge totaal van ongeloof afsonder nie. Kom weg van die wêreld af, kom uit die wêreld uit. Ek weet julle dink ek is mal, maar as ek is, los my net uit, ek's gelukkig so. Ek sal liewer soos hierdie wees as hoe ek was sien. Ek het eenmaal na my offerande gekyk. En dan afsondering.
Die wêreld wil mengers hê. O, wanneer julle nuwe pastoortjie sê julle ons wil daardie klein krulkoppie hê, julle weet, en klein Hollywood opgesmikte soort dingetjie. Waar die preek sal staan en baie mooi sê amen, julle weet, en julle sal toelaat om heel nag na televisie te kyk, Woensdag aand ook. Julle vroeg uitlaat sodat ons sommige van die televisieprogramme kan sien wat julle nie behoort te sien nie. Dit sal sê nie en julle wat ou ware verhaaltydskrifte lees en pieslikheid buite op die straat in julle kantoor ingaan en prikkelprente wat daar hang. Wel, hy's 'n goeie kerel in elk geval want hy betaal goed. God wil hê julle moet afsonder. Dis wat fout is met die kerk. Gaan in die kerk en kry 'n klein bloemryke preke oor een of ander politikus wat aan die verkiesing gaan deelneem. En ek hoop julle stem almal vir hom en bang as hy enigiets sê sal die diakens hom uitgooi. Wel broer, hulle kan my net so wel uitgooi van die begin af want ek glo in die preek van die evangelie. Net die byl teen die wortel van die boom te gooi. God wil afgesonderdes hê, die kerk wil mengers hê. O, 'n kerel het vir my gesê en lank gelede gesê, as ons pastoor nie 'n sosiale drankie gedrink het, saam met hom nie, sou ons hom ekskommunikeer uit die kerk. Ek het gesê, dis goed dat ek nie jou pastoor is nie. Geen wonder ons kan nie met God wandel nie, geen wonder ons kan nêrens kom nie. Daardie dinge skeer ons geloof uitmekaar. Kom onder sulke goed uit, dis spieslikheid, dis die wêreld, moenie aan die onrein ding raak nie, sonder jouself af. Kerel sê, ek glo nie in goddelike genesing, ek glo nie in wonderwerk nie, ek glo nie in die doop van die Heilige Gees. Kom weg van hom af. Dis moeilik om te sê, maar broer, die uur is nou te naby om rond te speel, sonder jouself af. Laat ons uitgaan saam met God alleen soos Abraham. Ons is Abraham se saad. Laat ons dit wys dat ons God glo. En solank Abraham vasgehou het aan twee klein dingetjies, sy pappa het gesterf, het probleme gehad met die ou man, totdat hy gesterf het en toe Lot by 'n punt gekom het waar, wel, daar het 'n twis ontstaan. Dis wat fout is met die kerke vandag. Ons het soveel twis oor denominasies. Julle het nog nie julle self heeltemal afgesonder van die dinge van die wêreld nie. Wel, ek behoort hieraan en ek behoort daaraan, maar ons behoort aan Christus. Amen. So hy het gesê toe hy gehad het, Lot het begin stry, hulle herders het. En kyk na Abraham, die Christen, die man van God. Hy het vir die broer die eerste keuse gegee. Hy het gesê, kyk jy na hierdie kant toe, oos, noord, wes en suid. As jy ooswaarts gaan, sal ek weswaarts gaan. As jy noordwaarts gaan, sal ek suidwaarts gaan. Maak net die eerste keuse. Dis hoe 'n man behoort te maak. Toe Lot opgekyk het oor kan na die Jordaan vlaktes begin kyk het hy gesien, hulle was goed benat. Daar was 'n groot stad daar, Sodom, Gomorra, baie van die stede. Baie gras en moontlikheid vir hom om 'n paar dollars te maak. Hy het dit gekies. Dis hoe baie Lotte gemaak het, 'n paar dollars. Toe hy gekyk het na die waterryke laaglande, het hy nie sy vrou sien verander in 'n soutpilaar. Hy het nie die vuur gesien wat die stad en deel van sy kinders sou vernietig nie. Hy het nie die skande gesien wat sy dogter sou doen, omdat hulle groot gemaak is in 'n klomp wêreldsheid, soos waarin hulle groot gemaak is nie. Dis waarna julle vandag kyk, vriende, dit hang af waarna julle kyk, soos ek nou die aand onderrig het. Ons kyk nou nie onsigbaar, ons kyk na God se belofte en enigiets teenstrydig daarmee te noem, asof dit nie is nie, dis Abraham se saak. So Lot onderneem sy reis en gaan af na Hollywood of een of ander groot plek, julle weet, waar hy kan, of 'n groter kerk waar hulle 'n bietjie meer klassieke mense is, julle weet. En net 'n bietjie beter geleerde predikers en so voort, julle weet. O, hy het gevoel hy sou reg wees. Maar hy sou net so intoe gaan, julle sien. Toe was hy op sy pad om afvallig te raak. Wel, jy weet, as ek wegkom van goddelike genesing, die doop van die Heilige Gees, wel, miskien sal die beter klas kerk my aanvaar. Daar's geen beter klas as Jesus Christus nie. Hy was die een wat dit geleer het en ek sal my liewer by hom skaar. Laat die wêreld gaan, laat elke mens se woord alleen wees en sy die waarheid wees. Skaar jou by hom. Ek het my by hom geskaar 31 jaar gelede en ek het die evangelie vir 30 jaar gepreek. Ek's nie moeg nie. Ek wens ek het 10,000 lewens gehad om daarvoor te gee, want ek weet dis die waarheid. Dis reg. Raak nooit moeg nie, dit word soeter elke dag. Hy beteken nou meer vir my as wat hy ooit het, want ek is nou liewer vir hom. Ek weet nou meer van hom, van sy genade en barmhartigheid teenoor my. So dit maak geen verskil wat die ander sê nie. Ek het myself om voor te antwoord vir God.
En jy het jouself om voor te antwoord vir God, jou gesindheid, jou geloof, nie die geloof in jou kerk nie. Jy behoort geloof in jou kerk te hê. Dis alles reg. Jy behoort by jou denominasie te bly. Dis alles reg, maar plaas eers jou geloof en vertroue in God. Wees Abraham se kinders, nie kinders van die kerk nie. Dat julle kinders van Abraham word. Julle sal 'n voorbeeld en 'n aanwinst vir julle kerk wees. So, Lot het vertrek en toe hy gemaak het om daardie soort keuse te maak, die man die voordeel van die twyfel te gee. Baie van ons sogenaamde Christen, ons steek net in en trek vir alles wat ons kan kry. Noem onsself dan kinders van Abraham. Abraham het nooit so opgetree nie. O, ek sal 'n herlening vir jou kom hou, 'n veldtog as jy my $500 'n aand sal beloof. As God jou roep, gaan jy as jy niks behalwe skop van die kerk gekry het elke aand nie. Jy behoort te gaan in elk geval. Abraham het die onvrugbare grond gevat, maar kyk, toe hy God ten volle gehoorsaam het en homself afgesonder het van Lot, toe het die Here met hom gepraat. Sonder jouself af van die dinge van die wêreld en kyk of God nie met jou praat nie. Gehoorsaam vir God. As jy in goddelike genesing glo, aanvaar hom as jou geneser en stap uit daarop. Kyk of God nie met jou praat nie. Ek is die Here wat al jou krankhede genees. So toe hy uitgestap op God se belofte, kyk wat gebeur het. God het gesê, Abraham, o goeiste, luister hierna. Abraham, kyk net so ver wes as wat jy kan kyk. Kyk net ver oos, noord en suid. Dis alles joune. Dis alles joune. Salig is die sagmoediges, het Jesus gesê, want hulle sal die aarde beerwe. Abraham se saad. O goeiste. En toe Abraham het hy gesê, moenie net daar staan en kyk nie, loop daardeur, dis joune. Dis waarom ek nie Christene kan verstaan nie, Christus aanvaar. Toe ek Christus aanvaar het, het ek in die Bybel begin ingrawe, sien wat ek gehad het, en daardeur gekyk. As iemand vir my huis gegee het, sou ek elke duim daarvan ondersoek. Ek sou deur die spens gaan, onder in die kelder, bo in die solder, en ek sal uitvind wat ek het. Wanneer ek 'n Christen word, wil ek weet wat ek het, waarvan ek erfgenaam is, wat vir my gegee is. Party van julle stap net by die deur en sê, dis baie gaaf. Iemand het daarin gewoon en ek weet, dit sou 'n mooi plek daar wees. Dis joune, elke belofte is joune. Ek wil weet wat ek het. Dis so groot arkade. As iemand vir my 'n groot arkade sou gee, sou ek begin rondspeel. Op elke rak kyk wat ek gekry het. Dit deurkyk hierdie optel die heel pad daar deurgaan. Dis myne. Ek is daarin gedoop, so ek reken dit behoort aan my. Ek is gedoop deur die Heilige Gees, dieselfde een wat op Abraham was, het my gedoop in dieselfde liggaam. Ek is erfgenaam van elkeen van die beloftes. As iets net 'n bietjie hoog lyk, gaan kry ek vir my 'n leer en klim daarop en ondersoek dit, kyk hoe dit lyk. Dis hoe dit is met goddelike genesing. Lyk asof dit 'n bietjie buite my bereik is, sal ek op my knieë gaan. Dis Jakob se leer en reguit opklim in gebed tot ek uitvind waaroor dit alles gaan, sien wat ek besit, dis myne. Dis joune, dis almal julle sin as julle dit glo. Jy is gedoop deur die genade van God in hierdie eislike groot arkade in wat elke verlossingsseëning daarin het. Alles waarvoor Jesus gesterf het, is net hier in die liggaam van Christus, genesing, verlossing, vrede, al hierdie dinge behoort aan julle. Dis julle sin. Maar die duiwel sê, ag, jy moet dit nie doen nie, jy moet dit nie doen nie. Dis daardie onnare deurwag. Jy moenie daarin glo nie. Loop reguit in, dis joune, jy het 'n pas, jy het 'n akte uittreksel van die plek. As siekte daarin woon, het jy 'n akte uittreksel. As jy huis toe gegaan het vanaand, en wat is daar 'n vyand in jou huis gesit het? Die vyand het gesê, nou wag 'n bietjie hier, die huis is gebou vir mense, dis myne net soveel as wat dit joune is. Ek's net soveel van 'n mens as wat jy is. Jy stap reguit af na die howe en kry jou akte uittreksel en wys hom, hierdie is my eiendom, dit behoort aan my. Ja, sê hulle, ja, maar ek is net soveel van 'n mens as wat jy is. As hy nie wil luister nie, kan jy die wet gaan haal en die wet sal hom uitgooi. En jy gee die duiwel 'n waarskuwing dat hy met sy nare self op God se eiendom gekamp het. Sjoe. Ja, as hy nie wil uitkom nie, roep net die owerhede van die hemel aan, God se wetsagent, die Heilige Gees.
Ek sal hom uitgooi. Yes, sir, it's Ja your meneer, property. dis jou eiendom. Every Elke divine goddelike promise in the belofte in die Bible Bybel belongs hoort to aan every elke Christian. Christen. When you're saved, God gives you a checkbook. At the bottom of Wanneer jy it, gered Jesus' word, name gee signed God on vir jou 'n every check. chequeboek. Aan die onderkant daarvan is Any Jesus se redemptive naam blessing geteken op belongs to elke you. cheque. Are you afraid to Enige fill it out? verlossingsening behoort aan jou. Is jy bang om dit in te vul? En Abraham se kinders, is jy Are you bang hy afraid sal you nie won't die naam van recognize the Jesus name of herken Jesus? nie? Whatever you ask the Father in my name, that I Wat will julle ook al die do. Vader in my naam vra, dit sal ek doen. Dis die belofte. Julle is Abraham se kinders. Julle is nie bang om dit in te vul nie. Die bank van die hemel sal die naam van Jesus herken op enige verlossingssening waarvoor sy liggaam aan die regterhand van God sit en voorspraak maak. Dis waarvoor hy gesterf het. Now, Abraham was Nou Abraham was sekerlik, hy was erfgenaam. Toe naderhand het Lot in die moeilikheid beland. Nou ons sal binne 'n oomblik afsluit. Lot het in die moeilikheid beland en jy beland altyd in die moeilikheid wanneer jy afvallig raak. Wens ons het tyd gehad om daarop te bly. But he got in trouble. Maar hy het in die moeilikheid beland. Wat het gebeur? Die vyand het gekom en hom weggevoer. Now Abraham played the part of the Savior again. He garrisoned Nou himself Abraham het weer die rol van and verlosser went gespeel. after Hy the het enemy homself bewapen en agter die vyand aangegaan wat sy arme, afvallige, verdorwe broer weggevoer het. That's what Jesus did. Sickness bound you. Sin bound Dis you. wat Jesus gedoen het. Poor, Siekte backslidden, het jou corrupt. vasgevang, sonde het jou vasgevang, Jesus arm, came in afvallig en and verdorwe. went after En you. Jesus het ingekom en agter jou And he brought aangegaan. he brought En hy het gebring, Lot back. hy het Lot teruggebring. Abraham het. Watch when he come back. They had a great big jubilee. Kyk, toe hy homecoming teruggekom het, het hulle 'n eislike groot jubelfees gehad, tuiskomstyd. Thanking Abraham. En daar was And al die then konings they daar om met Abraham another te king. bedank en toe het hulle 'n ander koning ontmoet, Melchisedek. He was a king of Salem, which was Jerusalem. The king of peace. Hy was die koning van Salem The king wat of Jerusalem was, die koning van vrede, die koning van geregtigheid. Wie was hierdie groot koning? En ek wil hulle iets vra. Wie was hierdie groot koning? Hy het geen vader gehad nie. He never had a mother. Hy het nooit 'n moeder gehad nie. Hy het nooit 'n begin van dae of einde van lewe gehad nie. Who was that Wie was king daardie that koning wat Abraham ontmoet het toe hy tuis gekom het van die slagting van die konings af? And to you people that don't believe in tithe paying, look at this. En aan julle mense wat nie in tiende betaal glo nie, kyk hierna. Die Levitiese priesterskap het tiendes betaal. En die Bybel het gesê dat Levi tiendes betaal het toe hy in die lendene van Abraham was, en dit was sy oorgrootjie. En toe Levi in die lendene van Abraham was, toe Abraham tiendes aan Melchisedek betaal het, het die Bybel toegereken dat Levi tiendes betaal het. Hoe behoort julle mense te lewe as jou sondes besoek word aan die kinders wat van jou seëninge? Geen wonder, soos ek vandag gesê het, die losbandige meisie het 'n koormeisie voortgebring. Wat sal die koormeisie voortbring? Waar gaan hierdie wêreld heen? Dis niks. Dis net ryp vir oordeel. Dis 'n groot klomp korrupsie van sonde, van ongeluk. Daar's niks oor behalwe om dit te vernietig nie. Onthou julle die ou dae van die losbandige meisies? Kyk na haar dogter nou, wat gaan haar dogter wees? sien? I'll preach one of these nights on sowing to the wind and reaping the whirlwind. That's what the nations has done. Ek sal een van hierdie aande preek oor saai in die wind en die warrelwind maai. Dis wat die nasies gedoen het, gesaai in die wind en maai die warrelwind. Ons het gesaai in sosialisme en kommunisme gemaai. Notice Abraham. There he was. Let op na Abraham, daar was hy, en hy het Melchisedek ontmoet wat die koning van Salem is, koning van Jerusalem, koning van vrede, sonder vader, sonder moeder. And notice, he blessed Abraham after the battle was over. When the battle was over, he En let op, hy het Abraham Abraham geseën na die stryd verby was. Toe die stryd verby was, het hy Abraham geseën. En let op wat hy gedoen het, hy het wyn en brood gebring en dit vir hom gegee. Wyn en brood is die nagmaal. They took communion after the battle was over. Hulle het nagmaal geneem nadat die geveg verby was. Sure, one of these days we're going to take communion again. Sekerlik, een van hierdie dae gaan ons weer nagmaal gebruik wanneer die stryd verby is. Wanneer ons die verlore kinders teruggebring het, die verdwaalde skape van die kudde. I brought them back into reconciliation and life is finished. Then we'll have Hulle teruggebring het tot versoening en die lewe verby is, dan sal ons weer nagmaal hê saam met die Melchisedek van die hemel Christus. Hy sal die brood en wyn bring en ons sal dit saam geniet. One more little statement. Then we'll have the prayer line.
een klein stelling, dan sal ons die gebedsrede hê. Let op, net onmiddellik daarna het Abraham gesê, siende dat ek kinderloos is, daar was baie jare, die 15de hoofstuk nou van Genesis. Ons het gekom vanaf die 11de tot die 15de, nou in die 15de hoofstuk het Abraham gesê, is hier die erfgenaam van my huis, hier die Eliezer van Damaskus, is dit my erfgenaam? En God het gesê, nee, dis nie jou erfgenaam nie. Gesê, kyk af na die grond, sien hoeveel sand daar op die seestrand is. Kyk dan op na die hemel en kyk hoeveel sterre daar in die hemel is, tel hulle as jy kan. Gesê, so sal jou saad wees, jou saad. Sara nou omtrent 80, Abraham 90. Maar jou saad sal soos die stof wees op die strand, op die sterre van die hemel. Kyk van stof na sterre. O, hy het gesê ek gaan. Hy het gesê, hoe sal dit gedoen word? Nou sit net stil vir 'n oomblik ter afsluiting. Julle mense wat siek is en julle wat behoeftig is, julle wat in en uit is, hou hier die bevestiging van die verbond dop. Hy het gesê, gaan kry vir my 'n vers 3 jaar oud. Ek hoop julle kry dit, 3 jaar oud, 3 jaar oue verskalf, 3 jaar oue bokkooi en 'n 3 jaar oue ram. Adam, die wet, Christus, 3 jaar oud, 3, daardie volmaakte 3, soos Vader, Seun, Heilige Gees. Sien God in vaderskap, God dieselfde God in seunskap, dieselfde God in die Heilige Gees. 3 ampte van God, vaderskap, seunskap, Heilige Gees, 3 jaar oues. Ons, my horlosie daarbo raak laat, ek wil hê die gebedsrede moet begin voor ons van die lig afgaan vir die mense, en ek moet opskit, sodat ek miskien môre aan kan teruggaan, en 'n bietjie hiervan kan optel. Kyk die vers, die bokkooi en die ram, 3 verskillende spesies, skoon offerandes, en 'n tortelduif en 'n jong duif. And Abraham took these 3 animals and split them in 2. En Abraham het hierdie 3 diere geneem en hulle in 2 verdeel en hulle teen mekaar neergesit, maar die tortelduif en die duif het hy nie in 2 gesny nie. Môreaand as die Here wil, sal ons dit optel. Dis goddelike genesing wat altyd daarin is. Die bedelings verander, maar nooit het goddelike genesing nie. Dis altyd gebaseer op jou geloof. Sien moenie die tortelduif of die duif, die offerande vir 'n melaatsheid en soort voort en die siekte skei nie. Dis dieselfde gebaseer op geloof, jou eie geloof. Nou, en toe het Abraham, toe hy gesê, toe hy dit gedoen het die voëls afgekom en begin land op die offerande en Abraham het hulle weggejaag tot die son ondergegaan het. Now watch, there was 3 elements. A real horror come over Abraham. Nou kyk, daar was 3 elemente. 'n Verskriklike duisternis het oor Abraham gekom. Toe daarna het hy 'n rokende oond gesien. Toe daarna het hy aangesteekte lamp gesien. En kyk wat dit voorgestel het. Hierdie lamp het reg tussen elkeen van hierdie offerandes deurgegaan, die verbond aan Abraham bevestig, niks wat Abraham gedoen het, behalwe God se verbondsgenade, onvoorwaardelik nie. Nie as jy sal nie, Abraham, dis wat ek gedoen het, nie as jy dit doen, as jy dat doen nie, dis wat ek al reeds gedoen het. Wat hy in Christus sou wys, die offerande gewys, net 'n oomblik sal ek daarby kom. Eers die duisternis dood elke mens hulle, ja, al gaan ek deur die dal van doodskade by volgende, rokende oond, ja, waar elke sondaar hoort, maar daarna het 'n klein liggie gekom. Oh God, grace, amazing grace. O God, genade, onuitspreeklike genade, wat die weg verlig, 'n verbond maak. Dan sê Abraham, ek sien nie die verbond nie. All right, here it is now. Goed, hier is dit nou voor afsluiting. Luister nou goed, as julle wil sien of dit deur genade is of nie. In Amerika, wanneer ons verbond met mekaar wil maak, sal ons gewoonlik uitgaan en 'n middagete eet. Dan sal ons ooreenkoms maak en uitreik, mekaar se hande skud. Gee hom hier, sê hulle, skud. Dis 'n verbond. Ons sal ooreenkom. Is dit nie reg nie? Dis die Amerikaanse manier van ooreenkom. In Japan, wanneer hulle 'n verbond maak, neem hulle 'n klein soutpotjie en gooi sout op mekaar.
Dis 'n verbond in Japan om sout op mekaar te gooi, net soos 'n handdruk. Maar in die Ooste en Abraham se tyd, hoe hulle verbond gemaak het, was om 'n dier dood te maak en dit oop te sny, en die twee mans, die twee wat die ooreenkoms gemaak het, het reg tussen die verbond gestaan, tussen die dier. En hulle het eed gesweer by God terwyl hulle kontrak uitgeskryf het, so daardie hulle dit geskeer goed. Een het een stuk geneem en een die ander, en hulle het hulle geloftes afgelê oor hierdie dooie dier, dat as enigeen daardie eed gebreek het, 'n liggaam mag wees soos hierdie gebreekte liggaam van die dier. Dis wat God gedoen het. Dis waarvoor hy 'n verbond gemaak het. Dan wanneer hulle by mekaar gekom het, wanneer hierdie verbond vervul is, moes elke stukkie van daardie papier net perfek in mekaar pas, moes presies dieselfde maak, moes dieselfde stukkie papier wees wat afgeskeer was. Nou hier is die verbond met God, met die kerk. Hy het daar gewys wat hy met Christus sou doen. Hy het Christus na Golgotha geneem. And there on Calvary, when the earth turned dark again, daar op Golgotha, toe die aarde weer donker geword het, die weerlig geslaan en die donder weer gedreun het, het God die liggaam van Christus geneem en dit uit mekaar geskeur, die verbond Abraham se saad, die groot seun van Abraham. Dit uit mekaar geskeur, die gees daaruit getrek en dit weggeneem, die gees in die hel ingestuur om ons sondes te dra. Liggaam op die derde dag. Dit opgelig en dit aan die regterhand van God gesit, en die ander stuk van die verbond, die Heilige Gees wat daar in Christus was, afgestuur op die kerk. Halleluja! Dis reg, daar dieselfde Gees wat daar in Christus is, moet in sy kerk wees. Dieselfde Heilige Gees wat in Christus gewoon het, woon in ons. En wanneer die wegraping kom, moet daar die twee stukke by mekaar kom en dieselfde kerk wees waarvoor Christus gesterf het. Al die denominasies sal nie dit beteken nie. Julle klein verskilletjies in ismes en so voort, van doop agteroor, vooroor, op elke manier wat julle dit wil doen, sal tot niks kom nie. Dis die Gees van die lewende God wat in die kerk is, wat dit die geloof gee wat Abraham gehad het, daar die dinge genoem het wat nie was nie, asof hulle was, as God so gesê het. As die verbond wat God gemaak het, Christus uit mekaar geskeur en sy liggaam geneem en dit aan sy regterkant gesit. En die ander deel van hom, die Heilige Gees, afgestuur na die ander om die kerk te doop met dieselfde geloof. Hulle dieselfde geloof te gee wat hy gehad het, dieselfde werke wat hy gedoen het. Dieselfde ding wat ek doen, sal julle ook doen. Kan jy blind wees en dit nie sien nie? Die werke wat 'n klein tydjie in die wêreld sal men nie meer sien nie. Die Gees wat van hom praat. Doch sal julle my sien, want ek persoonlike voornaam word. Ek sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die einde van die wêreld. En net vir die apostels nie, tot aan die einde van die wêreld. Die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Meer as hierdie sal julle doen, want ek gaan na my Vader. En dan was die Heilige Gees nie net in een persoon nie, dis in die hele kerk universeel wat dieselfde werke doen wat Jesus gedoen het. Halleluja! Ek daag die wêreld uit om dit te glo, en julle sal herlewing deur julle land sien uitbreek. Julle sal goddelike genesing sien in die krag van die almagtige God. Hy's nou hier. Jesus het daardie dag daar gestaan en hulle het die apostel Petrus na hom toe gebring. Hy het geweet wie hy was, vir hom sy naam gesê, om vertel waar hy vandaan was, gesgaan en die dinge gedoen wat hy gedoen het. Hy het gekyk oor die gehoor na 'n vrou wat sy kleed aangeraak het, daar vertel van haar bloedvloeiing en gesê, jou geloof het jou gered, hierdie dinge wat ek doen, sal julle ook doen. Hy het sy hande gelê op hulle wat nie geloof gehad het nie, oorkant in sy eie stad waar hulle nie kon glo nie. Hy het sy hande op hulle gelê en tog het hulle gesond geword. Selfs te midde van ongeloof het God steeds beloof hy sou dit doen. Die Gees lewe, hy is dieselfde Jesus gister, vandag tot in ewigheid, daar dieselfde Gees. Ek hier, soos ek nou die aand hier gepreek het, dit was nie so van die begin af nie. Jesus het gesê, ek is die wynstok, julle is die lote.
As die eerste loot wat uit daardie wynstok gekom het 'n Pinksterloot was, sal die tweede loot 'n Pinksterloot moet wees. As die eerste loot 'n boek van Handelinge geskryf het, sal die tweede loot lewe, sodat daar 'n boek van Handelinge kan wees. The same life that was in the first branch out of the vine as it goes on out produces the same kind of a branch. Dieselfde lewe wat in die eerste loot uit die wynstok was, die wynstok soos dit uitgaan, bring dieselfde soort loot voort elke keer. Die Gees van Christus is in die kerk. Abraham se kinders sal die belofte van God die waarheid noem. If you don't believe that, I don't believe there's any hopes for you. Inside and out. The Spirit of God is here. As julle dit nie glo nie, glo ek nie daar is enige hoop vir julle binne en buite nie. Die Gees van God is hier. Ek glo dit net so plegtig as wat ek glo dat daar is dat ons mense is. Glo julle dit? Abraham's children. Abraham se kinders, julle mense daar buite sonder julle gebedskaartjie wat Abraham se kinders is. Ek bely dat die engel van die Here gekom en 'n gawe aan my bedien het. Voor ons hierdie gebedsry begin, want ons gaan net bid vir hulle wat die kaartjies het. Kyk julle sonder kaartjies hiernatoe en sê, Jesus, is dit die waarheid? As dit is, praat met my. Draai daardie man om en spreek my probleem soos u het met die vrou wat sy kleed aangeraak het, want die Bybel het gesê hy is 'n hoëpriester net nou, die ander deel van die verbond wat sit aan die regterhand van God. 'n Hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Kyk en lewe. Glo julle dit? Sal dit julle laat glo? Dan iewers in hierdie rigting glo dit. Ek vertrou God. Die Here God, u ken my doelwit, u ken my motief. En ek bid dat u iets sal skenk dat die mense voor hulle in hierdie gebedsry inkom, mag sien dat ek hulle die waarheid vertel het. Ek het die beste gedoen wat ek weet hoe deur die woord van God. Nou maak dit werklik, Here, dat u seun Jesus, daardie gees wat op hom was, wat uit sy liggaam uitgesteer was op die dag van die kruisiging, teruggestuur is en al hier is van Pinkster af om die kerk te laat voortgaan by dieselfde weg. Dieselfde gees in 'n ander liggaam sou dieselfde werke doen wat dit in die eerste liggaam gedoen het. Sekerlik, Here, ons glo u, laat dit so wees in Jesus naam. How many of you sick and has got a prayer card? Raise up your hands. Hoeveel van julle is siek en het nie 'n gebedskaart nie? Steek julle hande op in hierdie rigting. There's a man sitting right back there on the end with Daar's 'n man wat reg daar agter op die punt sit met sy hand op. Ek ken jou nie, meneer, ken ek? God ken jou, is dit reg? Glo jy dat God vir my kan sê wat jou probleem is, sal jy my glo? Dan sal jou prostraat probleem jou verlaat. Glo jy God sal jou genees? Goed, steek jou hand op as jy dit doen. Goed, gaan huis toe, wees gesond. Daar's nog 'n persoon reg onder aan daardie kant iewers wat hulle hand opgesteek het daaronder. Daardie dame glo God genees daardie kanker en neem dit weg van jou. Jy het nie enige gebedskaart nie, maar jy het kanker, is dit reg? Ek ken jou nie, het jou nog nooit in my lewe gesien nie. As dit die waarheid is, steek jou hand op. Goed, gaan nou huis toe en word gesond. What did she touch? Sy aangeraak, sê daardie hoëpriester aangeraak wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Sitting right back here. Reg agter in die gehoor hier sit daar 'n klein seentjie, 'n klein kindjie wat daar agter sit wat probleme het met sy oë wat geopereer gaan word. Staan op ouetjie, in die naam van die Here Jesus, laat dit opstaan daar moeder en prys die Here en glo dat God dit sal gesond maak en dit sal. Die baba het op die vloer gelê, maar tog openbaar die engel van die Here dit en daar's die kind nou daar. Halleluja. Ek ken nie die mense nie, jy het nie gebedskaartjie nie. Goed. God is hier om te genees. Glo julle dit? Amen. As julle kan glo. Right here, sitting right here. You got a Net hier, wat net hier sit. Jy het 'n nierprobleem. Die man vreemd, baie erg nierprobleem. Maar al die dokters het jy opgegee, daar's geen hoop nie, is dit reg? As dit reg is, steek jou hand op. Het jy gebedskaartjie? Jy het nie. Glo jy God ken jou? Glo jy kan my iets anders van jou vertel? Jy is nie van hierdie stad nie, jy is van Bakersfield. As dit reg is, wyf jou hand soos die. Goed, dis reg. Gaan huis toe en word gesond. Dokters is verkeerd. As jy daardie ding kan noem wat is asof hulle nie is nie, glo God en God sal daarvoor sorg. Wat is dit? Dis die ander deel van die verbond. Die Heilige Gees wat op Jesus Christus was, is hier in die kerk. Amen.
Glo julle dit? Hoeveel van julle het nou gebedskaartjies? Hierdie gaan nie onderskeiding wees nie. Ek smoeg, ek het heeldag hier binne gepreek en so voort. Ek wil net hê, julle moet weet dat die Heilige Gees hier is. Hoeveel het gebedskaartjies? Steek hulle hand op. Nou saggies vorm 'n gebedsry neer die oorkant en maak gereed om in die gebedsry te kom vir gebed terwyl ons bid die res van julle. Almal wat gebedskaartjies het, staan eerbiediglik teen die muur. Die plekaanwyser gaan soontoe om hulle te help en ons wil elke gebedskaartjie opneem wat ons het. As jy nie glo nie, moenie in die ry kom nie. As jy onbeleide sondes het, moenie in die ry kom voordat jy hulle bely en hulle regmaak nie, want jy sal net jouself seermaak. Gebedskaartjies L en K, die Seun sê dat dit die is wat nog uit is. Ons wil hê almal van julle moet julle self in 'n ry laat staan daar binne en ons sal net begin bid vir die siekes. Nou, aan julle in Radioland, dit mag vir julle baie vreemd lyk, maar ek hou partymal daarvan om net soort van die mense te paai. Maar daar kom 'n tyd en dit is nou waar hulle moet weet wat die waarheid is. Die mense vergeet wie hulle is. Jy's nie net 'n gewone persoon nie, jy's 'n Christen. Julle is seuns en dogters van God deur die genade van God. Waarom moet jy in die toestand wees waarin jy is? Waarom sou jy twyfel en verboureerdhede hê? Sê, daardie dame daar met die rolstoel wat jy afbeweeg, julle hoef haar nie soontoe te neem nie, bring haar reguit hiernatoe en ek sal reguit afkom vir haar bid sekerlik. Al daardie mense wat rolstoele het of so iets, enige tyd wat jy voor gebid wil word, wel laat hulle net weet, as jy 'n kaartjie het of as jy nie 'n kaartjie het nie, julle rolstoelgevalle sit net stil, ek sal afkom en vir julle bid. Maak nie vir my saak nie. I only pray for people. Dis net die idee as jy kan. Ek genees nie mense nie, ek bid net vir mense. Hoeveel verstaan dit? Ek bid net vir mense. Ek het geen gawes om mense te genees nie. Ek is net opdrag gegee om vir mense te bid. Dis en God het dit geëer. Waarom ek dink hy dit gedoen het? Omdat ek eerlik was met julle. Ek kom nie vir geld nie, ek kom nie vir roem nie, ek vermy al daardie dinge. Ek het gekom om julle broer te wees, om julle die verlossingsseëninge te vertel wat Jesus Christus vir julle gekoop het. En dis julle sin. Nou julle in Radioland, want ek miskien sal hulle van die lig afgaan binne 'n paar oomblik. Ek wil vir julle bid buite in die Radioland terwyl julle die gebedsry gereed maak. Nou julle in die hospitale, daar's honderde mense hier binne vanaand en hulle is Christene en hulle is gelowiges en hulle is gesalf met die Gees. En hierdie groot deel van die liggaam van Christens gaan vir julle bid daar buite in Radioland. Maak nie saak wat verkeerd is met jou nie. Aanvaar Christus nou net as jou geneeser terwyl ons bid. En skryf dan hier aan die Angelus Tempel en sê vir Dr. Rolf McPherson of Dr. Duffield, of skryf net aan die Angelus Tempel en sê vir hulle wat die Here vir jou gedoen het. As jy 'n sondaar is, aanvaar Jesus nou as jou persoonlike verlosser. As jy nie wedergebore is nie, die Heilige Gees ontvang het nie en jy het hulp nodig in daardie verband, kom hier na die tempel toe. Wel, daar's mans hier wat in hierdie tempel gewoon het vir 30 jaar, mense onderrig het wat weet wat om te doen hoe. En hulle sal, dis een van die sê dit nie, ek word nie gevra om dit te sê. Maar een van die beste groepe mans, goeie Christenwerkers, eerlik opreg, ware mense van God. Ek het om die wêreld gereis en ek het nog nooit enige beter mense ontmoet as wat ek net hier by hierdie Angelus Tempel ontmoet het nie. En ek sal dit beslis aanbeveel vir julle as julle hiernatoe sal kom. Julle sal nie deur mekaar raak met fanatisme nie. Julle sal 'n standvastige evangelie kerk hê wat die waarheid glo, wat staan vir die waarheid, en ons nooi julle uit om te kom en ons sal bly wees om julle te help. As julle siek en beproef is in die Radioland, buig nou julle hoofde terwyl ons bid en hierdie hele gehoor buig julle hoof. Bid vir die mense. Daar's honderde en honderde mense hier vanaand Radioland wat vir julle bid. God sal sekerlik gebed antwoord. O Here, miskien raak ons 'n bietjie opgewonde of 'n bietjie emosioneel wanneer ons begin dink aan die goeie dinge van God.
En hoe seker is ons dat ons dit geërf het omdat Christus dit vir ons gegee het. En ons het die getuienis van sy Gees in ons hart en die vrugte van ons lewe dat ons die broers liefhet. Dat ons oorgegaan het in die dood in die lewe en ons weet dat eendag wanneer hierdie lewe van die aarde klaar is, ons sal gaan om by hom te wees. Dis ons hartsbegeerte om hom te sien en te kyk na die een wat ons nog nie gesien het nie. Maar net sy teenwoordigheid deur sy Gees sien beweeg het optree, die dinge doen wat hy gedoen het toe hy hier op aarde was. Here, kyk uit oor die uitsaai gebied van hierdie radiogolf nou, oor hierdie etergolf. Ons bid, Here, dat U in die huis sal inkom en na die hospitale toe. En na hulle toe wat aan beddes gekluister is en na die verlamdes en na die krankzinnige plekke en die hospitale van senuweeagtigheid toe, waar die sielkundiges soveel gedoen het dat hulle behandelings nodig het. Here, wees hierdie senuweeagtige, neurotiese wêreld genadig en ek bid dat U Gees daar sal uitbeweeg en elkeen sal genees. Skenk dit, Here. As hulle nie hier teenwoordig kon wees nie, laat hulle weet dat U daar is. U het na die maag van 'n walvis toe gekom vir 'n man in die vuur oond vir een. Uitgegaan in die doodryke in en een teruggeroep na die lewe nadat die 4 dae dood was. U is God en die uur kom wanneer almal wat in die graf is, die stem van die Seun van God sal hoor en sal uitkom. Here, laat hulle nou weet dat U hulle liefhet en U hulle gaan genees. Aanvaar my nederige uitroep vir hulle, my simpatie vir hulle. And by faith I place the blood of Jesus Christ, the Son of God, En deur geloof plaas ek die bloed van Jesus Christus, die Seun van God, tussen elke persoon in hulle siekte en vra in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, dat hulle siektes en beproewing hulle verlaat. Amen. Die Here seën julle en daar buite in Radioland, skryf nou julle getuienis in en laat ons van julle hoor dat julle genees is, want die Bybel het gesê, hulle oorwin deur hulle getuienis en die bloed van die lam. Bless you richly now. We hope to see you tomorrow night if you can come to the temple. Die Here seën julle ryklik nou. Ons hoop om julle môre aan te sien as julle na die tempel toe kan kom. Ons sal voortgaan in Abraham se lewe in verder tot Vrydag aand. Die Here seën julle. Goed, nou gaan ons die gebedsry hier in die tempel begin. Ek wil hê elke persoon hier binne wat sal beloof om vir hierdie siek mense te bid, steek hulle hande op. Nou, hoe kan God hulle weier? Hy kan dit net nie doen nie. Honderde en honderde toegewyde kinders. Hoeveel in die radio of in die sigbare gehoor hier nou? Ons is van die radio af, maar hoeveel hier is wedergebore? Steek julle hande op. Hoe kan God dit weier? Hy kan dit nie doen nie. Nou wil ek almal moet julle hoofde buig en saam met my bid terwyl ek vir hierdie mense bid. Come, sister. Eternal God, send your blessings and love and healing power upon our sister for her healing in Jesus' name. Amen. I go rejoicing like Abraham's daughter. Lord, in the name of Jesus Christ, as a seed of Abraham, through Jesus Christ, I'll lay hands upon our sister for her healing. Amen. Lord, I'll lay my hand upon my brother as I confess to be in the covenant with Christ, being the seed of Abraham. I ask that his healing comes through Jesus' name. Amen. I just start rejoicing as you leave the platform. Act like Abraham's children. Lord, in the name of Jesus Christ, heal this our sister. Amen. Father God, in the name of Jesus Christ, heal this our sister. Amen. Are you ready, you audience, sir? See? Broer Gordon Lindsay, ons is geëerd om hom te hê en broer Culpepper, dink ek vanaand wat daar sit. Broer Lindsay het my een keer gevra, broer Branham, hy het onderskeiding vir 1 of 2 en laat die res van hulle dan deurgaan. Ek kon dit toe nie doen nie, my nuwe bediening laat dit gebeur, sien. Maar as jy nie stop met die mense praat nie en dis net wat my doodmaak, sien. Ek het diegene hier buite nie gehoor probeer kry wat nie gebedskaartjies gehad het nie. Iemand wat nie
wat nie gebedskaartjies het nie, en so daarom sal hierdie hierop voor gebid word. Daar sal nie sien, net so dat julle sal sien. Nou soos hierdie vrou, ek weet wat verkeerd is met daardie vrou. Koel julle dit, laat ek vir julle iets wys. Hierdie vrou lê aan senuwee agterkant. Is dit nie reg nie? As dit reg is, steek jou hand op, sien, daar gaan nie een van julle hier verby wat dit my nie wys nie. Maar as ek begin stop vir haar visioene, dan begin dit my net beweeg, julle sien, en dan kan ek nie by almal van hulle uitkom nie. Maar moenie deurkom en sê, ek is 'n seun van Abraham nie. Kom deur en sê, ek gaan nie verby William Branham nie. Ek gaan nie verby hierdie predikers nie. Ek gaan by die kruis verby met 'n belofte vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Jesus Christus het so gesê, sodra julle hier verby gaan, dit vervul dit. Dankie Here. Amen. Dankie Here. Môre, dankie Here. Volgende dag, dankie Here. Volgende dag, dankie Here. Jaar van nou op, dankie Here. Dis reg. God bless you, sister. Go and be healed in the name of Jesus Christ. Lord, in the name of Jesus Christ, heal our sister. Believe it. Glo dit. Suster, kyk hier. Glo jy daar die rugprobleem met jou verraad, hoe jy daar onder in die gebedsry gestaan het? As jy glo, gaan bly moedig op jou pad. Sê dankie. Goed, kom suster. Jy gaan nooit krepeel word as jy Jesus sal glo nie. Glo jy sal jou genees van die artritis in die naam van Jesus Christus. Gaan en word genees. Amen. Here's a woman coming with a shadow over. She's dying. That woman's got Kom, cancer. hier is 'n vrou wat gekom het met 'n skaduw haar, sê is sterwend. Daardie vrou het kanker. Dis reg, is dit nie, dames sien? Jy het gehad. Jy het dit nie nou nie. Gaan net en jy gaan sê, dankie Here. Goed, kyk vriende, wanneer hy hier verby gaan, glo ek dit. Ek weet nie of julle dit doen nie. Daardie duiwel kan nie bly terwyl jy deur hierdie geloof gaan nie. En as hy weggaan, hou aan jy, hou hom weg. Grant it, Lord. Oh Lord God, grant the healing of this man in the name of Jesus Christ. These signs shall follow them that believe. If they lay hands on the sick, they shall recover. Lord, I do this in the name of Jesus. Amen. I lay hands upon the child and upon the mother in the name of Jesus. I lay hands upon the sister in the name of Jesus Christ. These signs shall follow them that believe. In the name of Jesus Christ, may they be healed, Lord. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ, may they be healed, Father. God bless this little girl and heal her, Father, in the name of Jesus. God bless the woman and heal her in the name of Jesus. Come, sister. In the name of Jesus Christ, may they be healed. Grant it, Father, for your glory. Amen. Onthou julle nou die aand daar 'n jong gekleurde meisie wat hier van die platform af gekom het, sê dit nooit gesnap totdat sy net daar gekom het nie. Toe die Heilige Gees reg het omgedraai en haar teruggeroep en vir haar gesê, onthou julle wat dit alles was? Die meisie is absoluut volkome genees, net daar waar sy gestaan het. Glo jy, daardie haar probleem sal jou nie doodmaak nie. Gaan bly moedig sê, dankie Here Jesus. Amen. In the name of the Lord Jesus, may the woman be healed. Amen. Come, sister. Lord God, we lay hands upon her while this great church is a-praying. In the name of Jesus Christ for her healing. Father God, we lay hands upon our brother in the name of Jesus Christ. Amen. Father God, we embrace this little boy in the name of Jesus. Let him be healed. God, we ask for the healing of our sister in the name of Jesus Christ. Amen. Father God, we pray for her request of her father in the name of Jesus Christ. Amen. Lord, we pray for our sister in the name of Jesus Christ. Amen. Father God, we pray for our sister in the name of Jesus Christ. May she be healed. Almighty God, in the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Lord God, Here God, ons bid nou dat U hierdie vrou se toestand sal begryp en haar sal genees soos sy deurkom in Jesus naam. Dit jy is altyd bang dit sal jou krepeel maak, sien artritis, jy is bang dit sal. Jy met 'n stok op die straat sal moet tik, maar jy sal dit nie nou hoef te doen as jy net jeug nie. Jy's 'n dogter van Abraham. Glo dit. Goed. Glo suster, glo jy kan nou gaan eet. Glo jy jou maagprobleem is verby. Goed, gaan voort. Dis reg. En God seën jou. Amen. Come, sister. Oh Lord, I pray that you'll heal our sister in Jesus' name, grant. Come. Oh Father God, we pray that you'll heal our brother and make him well in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, we pray that you'll heal this our brother in Jesus' name. You back daar agter wat bid vir haar die prediker wat kanker het. Moenie bekommer wees nie. Hy sal reg wees. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray that you'll heal this person in Jesus' name. Amen.
Lord God, I pray that you'll heal our brother and make him well. In Jesus' name, amen, Lord. Come. Lord, healer, take away this back trouble and make her well in Jesus' name, brother. Oh, Father God, I pray that you'll heal our sister. In the name of Jesus Christ, I lay hands on her. All right, Lord, I pray that you'll heal her and restore to her these things that Satan has harmed her by. In Jesus' name, amen. Come, brother. Oh, Lord, I pray that you'll heal this little crippled man, and may he get well in the name of Jesus Christ. Amen. God bless you, brother. Lord God, I pray for our sister in the name of Jesus Christ. May she get well. Amen. If you can't, just let the man come right there and sit on the cot. I'll bring him. I'll come pray for him, sister. Come right ahead, sister dear. All right. You people that's on cots and stretchers, while they're waiting in the prayer line, I'll come right down and pray for you now. Kom suster, glo God, haar probleme sal weg wees en jy sal gesond gemaak word. In die naam van Jesus Christus, skenk dit Here. God seën jou suster, die aardryke sal jou verlaat as jy dit sal glo. In die naam van Jesus Christus mag dit so wees. Come, my sister dear. In the name of the Lord Jesus, I lay hands upon her and ask for her healing. Kom nou, kom suster. Is jy bang vir doodgaan, maar dis net jou hart wat jou pla. Here God, ek bid dat U haar sal genees in Jesus naam. Amen. Come, sister dear. In the name of Jesus Christ, may she be healed. Amen. Come, my brother. Lord God, in the name of Jesus Christ, let my brother be made well for your glory. Amen, Lord. Grant it, Lord. Goed kom, suster, jy word al vir 'n lang tyd met daardie senuwees geplaag. Dit het jou baie ontsteld gemaak. Glo jy nou? Here God, mag hierdie aanval haar verlaat vanaand in die naam van Jesus Christus. Mag sy gaan en gesond gemaak word. Come, sister dear. Been crippled for a long time, but believe now. In the name of Jesus, may He heal you. Amen. God bless this woman and heal her. In the name of the Lord Jesus. Amen. Come, sister dear. In the name of Jesus Christ, may she be made well. In the name of Christ, I pray that you'll heal this woman while this great church is praying. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, heal this little boy, Lord, and make him well. In the name of the Lord Jesus, I pray for the woman that you'll heal her. Lord God, I pray for sister that you'll heal her. In the name of Jesus Christ. Amen. You want to go eat? Wil jy gaan eet, gaan voort, eet dan jou aand, eet in die naam van Jesus Christus. Amen. Dis wat jy wil hê ek vir jou moet sê. Dis reg, gaan eet. In the name of Jesus Christ, may she be healed. Lord God, I pray that you will heal this woman in Jesus' name. God bless this little lady and heal her in Jesus' name. Heal this little sister, Lord, in Jesus' name. God, pray for this woman. I pray that you'll heal her and that loved one of hers too, Lord. Make them well in the name of Jesus. Amen. God bless our brother and heal him in Jesus' name. Lord, bless our sister and heal her in this name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah.
Halleluja, halleluja, lofprysing aan die Here God, hy wat Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Sy almagtige krag is hier, sy alomteenwoordigheid, hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Wie wil hom ontvang en jou genesing glo? Hoeveel van julle kinders van Abraham glo hom? Staan op julle voete aan en staan op jou voete, sê ek, in die naam van Jesus Christus, ontvang jou genesing. Steek julle hande op na hom, julle morgensterre, julle seuns en dogters van Abraham. Noem enigiets teenstrydig asof dit nie is nie. Jesus Christus, maak julle gesond. Raise your hands and praise him and give him glory, all you people, for he's present. Amen. Praise the Lord. Steek julle hande op en prys hom en gee hom eer, al julle mense, want hy is teenwoordig.